Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak net eers weer stil voor die Here. Ja Here, dankie dat ons hier kan wees. Wat 'n voorreg om by U voete te mag sit en U stem te kan hoor. Wat 'n voorreg om te weet dat U het ons liefgehad lank voor ons U liefgehad. Wat 'n voorreg om onsself te kan herinner dat U is vir ons en nie teen ons nie en dat U ons nooit sal los. U ons gaan vashou om die planne, U planne vir U glorie te bereik. So leer ons weer elke dag, Here, wat dit beteken om vir onsself te sterf en vir U te leef. Wat dit beteken om onsself agter te laat en ons kruis op te neem en U te volg. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan aan in ons reeks oor in 1 en 2 Timoteus, verdedig en voldoen en verkondig die evangelie. Ons is besig met die 9de preek oor ouderlinge. In hierdie hoofstuk 3 is ons nou by die 9de preek. Ek dink daar's nog so 3 oor. Dis natuurlik, ek dink in God se voorsiening dat ons nou juis hierdie oomblik hier moet stil staan, want ons is in die proses om 'n tweede pastoor te beroep. En dit is nie net belangrik om vir 'n pastoor of vir 'n ouderling om te weet wat die vereistes vir hulle is nie, maar ook 'n vereiste vir die kerk om te weet wat mens moet verwag van 'n ouderling. En wat ons ook gesien het, dat hier is meer as net vereistes vir ouderlinge. Die baptiste is baie goed om te verstaan wat die rol van 'n ouderling is. Dat die ouderling is nie die baas van die kerk nie. Die pastoor is verseker nie die baas. Daar's baie kerke waar die kerkleier word die baas. En die baptiste is baie erg daarop, daar's net een baas van hierdie kerk en dis Jesus. Geen ander persoon kan hier kom en autoriteit en mag opeien wat aan Jesus behoort nie. Maar baie keer dan gaan die baptiste weer bietjie te ver daarmee en waar hulle heeltemal die rol van ouderlinge en leiers ignoreer, waar hulle regtig 'n rol gegee is om te sorg dat die kerk vir Jesus volg. En so dis belangrik om te verstaan waaroor dit gaan. Verlede week het ons na die vers gekyk wat gesê het, ouderlinge is nie gewelddadig nie, hulle lewe nie deur 'n vrees beheer nie, hulle gebruik nie boelie taktieke nie. Al wat hulle doen is, hulle doen die dinge in die krag van die Here. Die Here is die een wat die veranderinge bring, die Here is die een wat die dinge doen. Vandag gaan ons na die volgende vereiste kyk vir 'n ouderling, en vandag sin dit beslis te doen met alle mense. Hierdie een is so belangrik. As jy hierdie verkeerd kry, dan weerhou dit jou baie keer om gered te word, en is baie keer ook die oorsaak dat baie se geloof skibreek ly. Die vereiste vandag is dat 'n ouderling moet nie 'n liefhebber van geld wees nie. Nou ons het al gepraat oor politiek, ons het gepraat oor geld, ons raak erg in hierdie kerk, jong, al die dinge wat ons aanvat. Een ding wat ons moet besef, daar's 'n rede hoekom die Bybel oor hierdie dinge praat. Baie mense sê dit het niks met jou te doen. Die kerk moet sy baan bly, praat vir my oor Jesus. Ek sal my eie geldbaan stap. Dit het niks met Jesus te doen nie. Ek gaan my eie familie of my eie politieke baan stap. Hier wil ek net oor Jesus hoor. Nee, al hierdie dinge vorm deel van die lewe om 'n kind van die Here te wees. En wat baie keer gebeur in hierdie ding is dat ek sit met 'n groot probleem in my lewe. En jy weet 'n probleem is 'n groot probleem as dit die enigste ding is waaraan jy dink. Hierdie oorheers jou gedagtes. Jy het nie krag vir enigiets anders nie. En dan baie keer dink jy hierdie probleem gaan opgelos word deur aan die probleem te werk. En die Here sê nee, hier's 14 ander dinge waaraan jy eerder moet werk. En soos geld is 'n baie belangrike ding. As jou verhouding met geld nie reg is nie, dan kan dit soveel ander probleme veroorsaak wat jy nooit besef, maar dis eintlik my houding teenoor geld wat hierdie veroorsaak nie. My huwelik sukkel omdat ons nie die regte verhouding het met geld nie. My toekomsvisie, my werk, my verhouding met mense kry swaar, my verhouding met myself, my verhouding met my ouers kry swaar, want iewers verstaan ek nie lekker waar geld inpas nie. Jy kan jou Bybel oopmaak daar by 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7
En ek dink dis vandag Erika wat kom lees. Dankie Erika. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n amp as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, 'n man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik val beland nie. Ja, die een waarna ons vandag gaan kyk is vers 3 wat sê geldgierig wees nie. Nou ek wil nou eers julle kyk bietjie julle kennis toets hierso. So jy moet nou jou hand opsteek as jy een sê of die ander een. Die wat nie hand opsteek nie, ek het 'n lys hierso. Ons soek nuwe mense wat kan badkamers skoonmaak en tee bedien. So as jy nie stem nie, dan stem jy outomaties om op daai lys te wees. Okay. So ek gaan julle nou watch. So jy moet nou vir my sê, is hierdie 'n vers in die Bybel of nie? Ons gaan eers die hande hê van die wat sê dit is 'n vers in die Bybel en dan gaan ons die hande sien wat sê dis nie 'n vers in die Bybel nie. Okay. Is daar 'n vers in die Bybel wat sê geld is die wortel van alle kwaad? Wie sê daar is so 'n vers? Okay. Wie sê daar's nie 'n vers nie? Okay, sien julle? Wow, ons gaan iets leer vandag. Okay. Daar's nie so 'n vers in die Bybel nie. Geld is nie die wortel van alle kwaad nie, dis die liefde van geld wat die wortel van alle kwaad is. En kan jy verstaan, dis radikaal anders. Geld is nie 'n slegte ding nie. Dis die liefde vir geld wat sleg is. Okay, die vraag word makliker hoe verder ons gaan. Okay. Die volgende vraag in hierdie konteks weet ek wat die mense gaan sê, maar ek kan vir jou vertel in ander kontekste gaan hulle anders antwoord. Christene behoort nie geld te hê nie. Ons moet in 'n sosialisme wees waar alles gemeenskaplike eiendom is. Wie sê Christene moet nooit hulle eie geld hê nie? Wie sê Christene mag hulle eie geld hê? Okay. Nou ek ken mense wat sal nee sê. Nee, Christene moet saamkom in 'n kommune bly, alles word gedeel. Laat ek die naam van die plek vergeet. Daar's so 'n organisasie, so 'n groep mense wat saam bly. Daar's in Duitsland en in Amerika en dis hoe hulle lewe. En hulle, ek praat nou nie van die Amish en daai mense nie. Hulle kom saam. Ek kan nou nie hulle naam onthou nie, maar dan kom hulle en alles gemeenskaplik. Jy werk vir die mense. As jy skoene wil hê, dan gaan sê jy vir hulle, hoor jy my skoene stuk en dan koop hulle vir jou nuwe skoene. So, maar hoe weet ons dis nie waar nie? Want die Bybel sê jy mag nie steel nie. As alles aan almal behoort, dan is dit onmoontlik om te steel. Want dan vat ek mos iets wat myne is. Maar die idee dat iets joune is en ek mag dit nie vat nie, beteken dis joune. Dis nie vir my om te steel nie. Okay. Volgende vraag. Okay. Christene mag nie ryk wees nie. Wie sê Christene mag nie ryk wees nie? Okay, wie sê Christene mag ryk wees? Okay, dis 'n moeilike ene. Maar Christene mag ryk wees. 1 Timoteus 6 vers 17 sê, beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Nou as 'n Christen nie ryk mag gewees het nie, dan sou hierdie vers baie korter gewees het. Dit sou gesê het, beveel die rykes in die heilige wêreld, stop dit. Ja, verstaan jy, dit sou baie korter gewees het. Jy mag ryk wees, maar God bepaal wat jou rykdom is. Okay, so wat sê die Bybel? Wat is geld? Nou voor ons dalk na die Bybel kyk, nou moet ek het ekonomie op die hoërskool gehad, so ek moes my ekonomie kennis uithaal hier. So, wat is geld? Geld is bloot 'n hulpmiddel, 'n middelman wat uitgedink is om handel makliker te maak. Dis dit. Ek het een skaap, jy het 'n wortel. Nou kan ek nie een vir een ruil nie. Een skaap en een wortel is nou nie baie goeie ruil nie. Nou kan ek sê, okay, ja, maar ek kan vir jou 500 wortels gee vir jou skaap. En sê, maar ek wil verseker nie 500 wortels hê nie. Dan sê ons, okay, maar wat as ek my skaap
500 munte maak en jy maak jou wortel 1 munt. Nou kan ons die munte uitruil. Ander rede hoekom geld uitgedink is dat ek het arbeye en ek het klere nodig by daai winkel wat 100 km ver is en ek moet soontoe stap. Ek kan verseker nie my arbeye saam dra soontoe nie want hulle gaan nie meer vars wees ek daar uitkom nie. So ek kan my arbeye hier in my dorpie verkoop en ek kan geld kry as 'n middelman en ek kan 100 km stap en ek kan my klere gaan koop. So dit was altyd nog net veronderstel om 'n hulpmiddel te wees. Dit was nooit bedoel om die aanduiding van jou waarde te wees. Dit was nooit bedoel om iets te wees waarin jy roem omdat jy dit het nie. Nou die ding is, niemand het, nou ek moes gedink het oor hierdie ding, niemand het geld lief ter wille van die geld self nie. Maak dit sin? Niemand raak opgewonde oor die geld self nie, behalwe een persoon, Scrooge McDuck. Okay, onthou julle, DuckTales, die man wat so in sy geld geswem het? Maar dis nie hoekom ons van geld hou nie. Ons hou nie van die feit dat jy 'n hoop geld het nie. Mense het geld lief vir wat geld beloof. Geld beloof my vryheid. Geld beloof my onafhanklikheid. Geld beloof my mag. Geld beloof my die vermoë om al my begeertes te vervul. Geld beloof my dat ek geen bekommernisse gaan hê nie, dat ek geen gebrek gaan ly nie en dat ek nooit angstig meer gaan wees nie, want ek het nou genoeg geld. So wat is die probleem met geld? Geld is soos 'n straatmisdadiger, waar die een nou voor jou staan en vir jou geskenke beloof en dieselfde tyd kom sy vriend van agter en hy sakkerol en hy steel jou beurs. So geld staan voor jou en hy beloof soveel dinge en as jy begin luister daarna, dan begin hy jou gryp. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. So dis nie, geld is nie die wortel van alle kwaad nie, geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering, hoor daai mooi woord, die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. So, dis die probleem met die liefde vir geld. Die probleem sê, die oomblik as ek my hart begin vestig op geld, dan skiet daar 'n wortel van begeerte. 'n Begeerte om meer te hê, 'n begeerte om vas te hou aan wat ek het, en dan bring dit baie ewels in jou lewe. En as ek nie met hierdie wortels afreken nie, dan is dit soos onkruid wat begin groei, en dit kan tot my geloof dooddruk. Dis 'n begeerte wat jou op 'n pad plaas, wat jy wegdwaal van Jesus, en jouself met baie smarte deurboor. Nou dis 'n interessante term. Die term vir smarte is angs, anxiety, vrees, depressie. So dis daai dinge, daai goed wat my so gryp. Nou die ironie is, geld het beloof om dit weg te vat. Geld het beloof dat as ek net genoeg geld het, dan kan ek uitkom uit hierdie situasie uit en ek kan my eie plek kry in my eie dorp, in my eie mense, in my eie kar, in my eie alles in my lewe gaan dan maklik wees. En die Bybel sê nee. Hoe meer geld jy het, hoe meer angs het jy. So hier is ernstige saak. Geld, 'n probleem met geld is nie 'n klein bietjie moeilikheid nie. 'n Probleem met geld kan jou geloof laat skibreek lê. Dis 'n vernietigende ewel. So wat is die waarskuwing? Nou hoe toets ek myself dat ek dalk 'n probleem het met die liefde vir geld? Ek gaan vir jou 'n paar vrae vra en dan moet jy eerlik vir jouself antwoord. Die eerste vraag is: word jy gedryf deur 'n begeerte na meer geld? Met ander woorde, as daar enige kans is om meer te verdien, dan sê jy dadelik ja. Dis nie, gaan hierdie werk, hoe gaan dit my familie beïnvloed, hoe gaan dit my gesondheid beïnvloed nie. Hier's iets wat my meer geld kan gee, ek gaan dit verseker doen. Dis die dryfveer in my lewe is om ryker te word, meer te hê, groter te hê. So dis nie 'n dryf om na my behoeftes te voorsien nie, want dis goed. Dis goed om aan jou behoeftes te wil voldoen, maar dis daai meer en meer en meer. Die tweede vraag is, bepaal jy mense se waarde volgens hoeveel of hoe min geld hulle het? Jy kyk na iemand en jy bepaal hoe kwaliteit mens hulle is, deur of hulle ryk is of nie. Die derde is daarmee te doen, maar is bietjie anders. Bepaal jy mense se waarde vir jou volgens hoeveel of hoe min geld hulle het? So ek maak kontak met iemand en ek kom agter, hierdie ou so arm, sy ma gaan nie eers by hom geld leen nie. En dan dink jy, maar ek kan jou nie in my lewe gebruik nie.
Ek gaan nie moeite doen om vriendskap met jou te maak nie. En dan kom iemand anders met baie geld en alles, dan dink jy, hier gaan dit vir my waarde wees om in hierdie vriendskap te belê. Ek moet bietjie meer tyd met hierdie persoon spandeer. Een van die belangrikste toets of ek 'n probleem met geld het, is ignoreer ek duidelike lering in God se woord om meer geld te kry. Of om vas te hou aan wat ek het. Nou, daar's natuurlik die storie, ek onthou lank terug toe ek in die dorp aankom, toe moes ek by iemand se huis iets gaan help en die oom kyk my so en hy sê, "Wat se kerk is julle nou?" Ek sê, "Nee, ons is die Baptiste." Hy sê, "Julle die ouens wat op Saterdag daar bymekaar kom." Ek, nee oom, ons glo die Bybel, moenie worry nie. En toe sê hy vir my, "Ja, ek is in die NG kerk." Jy weet mos net NG. Nou wat daai oom nie besef nie, dit sê baie meer oor sy hart as oor die kerk. Dit sê baie meer oor my hart, as my grootste bekommernis is dat die kerk geld by my wil vat. Hoe durf hulle vir my sê ek moet gee? En die Bybel sê jy moet gee. Die Bybel sê jy moet vrygewig wees. Die Bybel sê jy moet jou kerk ondersteun. So jou vermoë of hoe jy Bybelse dinge ignoreer, omdat jy sê as ek hierdie ding gaan doen, dan gaan ek arm wees. En ek stel nie daarin belang nie. Begin dit vir jou sê of jy 'n probleem het met geld. So hoe moet ons met geld werk? Die een ding wat ons regtig moet besef is, geld is 'n evangelie kwessie. Om 'n probleem met geld te hê, met 'n liefde vir geld te hê, moet ek sê, beteken gewoonlik ek het 'n probleem met die evangelie. Ek het 'n probleem met redding. Want wat is die evangelie? Die evangelie is, ek is 'n sondaar, ek is op pad hel toe, daar's geen hoop vir my nie, maar God tree in en hy sê, ek kan jou skuld vir jou betaal. Jesus het aan die kruis gesterf, hy het die prys betaal, jy word my kind en jou sondes is vergewe. Nou, in daai goeie nuus is daar twee dinge wat van my verwag word, sodat die evangelie op toepassing van my is. Die eerste ene is om myself te verloon. Dit het te doen met bekeer, maar dis meer as dit. Daai vers wat sê, as jy regtig 'n disipel wil wees, verloon jouself, neem op jou kruis en volg Jesus. So dis nie opsionele extras nie, dis om 'n disipel te wees. So die eerste ding wat van my vra is om myself te verloon. Wat ek wil hê, wat myne is, op te gee. En die tweede ding wat van my verwag word, is om Jesus te glo. Om in Jesus te glo. Nou dit beteken om in hom te vertrou. Ek vertrou my lewe aan Jesus toe. Nou kan jy verstaan hoekom geld so maklik wys of dit regtig oor jou is. Het jy jouself verloon? Ja, maar moenie oor my bankrekening praat nie. Het jy regtig jou begeertes, jou missie, jou doel op hierdie aarde opgegee op Sondag? Ja, maar nie die res van die week nie. En die tweede een is, vertrou ek die Here met my lewe? Glo ek regtig hy is my redder en my verlosser, of is hy soos 'n plan B, want gelukkig het ek plan A nog hier, en as die Here nou nie gaan deurkom nie, het ek ten minste nog my geld. So geld is so belangrik om vir jou te wys in ons eie lewens in, het ek regtig die evangelie aanvaar? Of is die evangelie vir my 'n plan B? Die dag as my geld nie meer daar is nie. So, hoe moet Christene na geld kyk? As daai vorige vraag vir jou gewys het, ek het dalk 'n probleem met geld, dan moet jy jouself bekeer en jy moet die Here vra om jou hart te reinig. En dan moet jy begin dink oor hoe die Bybel oor geld praat. So ek gaan baie verse hier sit dat julle nie dink is my opinies hierdie nie, dis wat die Bybel sê. Die eerste ding is, Christene moet hard werk en geld is dikwels 'n byproduk daarvan. Dit het te doen met rykdom. Rykdom is nie 'n skande nie. Die Bybelse opdrag is, jy moet hard werk. En partykeer as jy hard werk, nie altyd nie. Partykeer as jy hard werk, gewoonlik as jy hard werk, dalk kan men sê, hang af van die ekonomie, is daar 'n finansiële bonus daarin. Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie. So Christene floreer gewoonlik in hulle werk, want hulle is betroubaar. Hulle werk hard, hulle doen hulle beste. En dan Spreuke 10 vers 4, 'n trae hand maak arm, maar die hand van vlytiges maak ryk. Nou, ons moet onthou, Spreuke is nie waarheid vir almal nie. Spreuke is gewoonlike waarheid. So dis, Spreuke werk so.
Dis wat met die meeste mense gaan gebeur, behalwe as God vir jou 'n ander plan het. So party mense doen alles reg en hulle bly steeds arm en die Here sê, ja, ek verstaan dit, maar ek het jou nodig, ek het nodig dat jy arm is, want ek wil dinge deur jou armoede bereik. Verstaan julle? So dis die algemene reël, maar partykeer het God individuele planne. En die algemene reël is, as ek hard werk, gaan ek ryk word. Ja, so dit is die eerste een. Die tweede ding om te verstaan, Christene vind nie hulle identiteit in hoeveel geld hulle het nie. Lukas 12 vers 15, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Jy is nie wat jy het nie. Jy is nie hoe mooi jou tuin is nie. Jy is nie hoe fancy jou meubels is nie. Jy is nie hoe groot jou TV is nie. Dis nie wie jy is nie. Jou waarde word nie daarvoor bepaal nie. Al daai dinge moet kan weggaan en jy moet dieselfde persoon wees. Is dit nie die boodskap van Job nie? Vat dit weg. Job is lief vir my. Is dit waar van jou? Hoeveel van my waarde word bepaal deur al hierdie dinge wat ek nou gekoop het en nou moet ek dit ondersien en ek moet dit skoonmaak en dit net so baie, my angs is hier deur die dak. Die derde ene. Christene is tevrede met die geld wat hulle ontvang. 1 Timoteus 6. Wat wel 'n groot wins is godsvreesenheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons gaan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede is. Dis min, hè? Die Here sê as jy na my toe kom en jy vra Here, voorsien vir my en die Here gee vir jou net kos en klere, dan sê jy prys die Here. Maar wat van 'n huis? Ja, ons sal vir jou plek kry om te slaap. Jy hoef nie 'n huis te hê nie. Maar wat van 'n kar? Wat van? Ons westerse mense verstaan nie hierdie nie. Ons het soveel van wat ons het in as ons begeertes oplig na noodsaaklikhede. Een ding wat jy moet besef is die hoeveelheid geld as jy hard werk en jy stap 'n pad met die Here en jou finansiële vlak kom hier uit, dan sê die Here dis waarmee ek jou kan vertrou. Ek gaan nie toelaat dat jy meer kry nie want ek kan jou nie daarmee vertrou nie. 'n Hardwerkende, eerlike Christen bereik net die vlak finansiëel waar God hulle kan vertrou. Dis dit. Ja, vers 4. Christene begeer nie om ryk te wees nie. 1 Timoteus 6:9. Wie ryk wil wees, val in versoeking en 'n stryk en baie dwaase en skandelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Christene is tevrede met wat hulle het. Hulle fokus nie op die geld nie. Hulle fokus op wat ek moet doen. Ook vir mense moet omgee. Die geld kom in en ek gebruik dit. Nommer 5. Christene weet hulle geld behoort aan God. Nou dis 'n belangrike ding. Kronieke is my so mooi vers, 1 Kronieke 29 vers 14. Hulle kom voor die Here en hulle sê, want wie is ek en wie is my volk dat ons in staat is om vrywillige gawes soos hierdie te gee? Ja, van U kom alles en uit U hand het ons dit aan U gegee. Sien jy die prentjie? Die Here hou sy hand en dis al sy goed en ons haal iets uit en ons gee dit terug vir hom. Dis wat 'n tiende is. Dis wat jou nie tiende nie, dis wat jou offergawes is. Dis as jy geld gebruik vir die doel van die Here, vir die koninkryk. Dis nie jou sak, nou moet ek alweer uit my sak uit kry. Elke dag vra hulle vir geld. Nee, jy vat iets uit die Here se hand uit en jy gee dit vir die Here. Alles behoort aan hom. Nou, dit beteken ek moet sy toestemming kry voor ek sy geld spandeer. Ek kan nie net koop wat ek wil nie. Ek kan nie net koop waarvoor ek lus is nie. Dis nie my geld nie. Dis die Here se geld. So ek moet sê, Here, my kar val bietjie uitmekaar. Is dit reg dat ek nou 'n nuwe kar kan kry? En die Here sê nee, dis gaan te duur wees. Kry vir jou 'n tweedehandse kar. Reg, Here, ons doen dit so. Dis nie my geld nie. Dis nie my besluite nie. En dan die laaste ene is, ek dink is die laaste ene. Nommer 6. Christene gebruik hulle rykdom vir koninkryksdoeleindes. Hier is 'n vers wat baie mense nie verstaan nie. Lukas 16 vers 9. Maar ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur middel van die oneerlike geld, die woord daar is letterlik mammon, sodat wanneer dit tot 'n einde kom, julle in die ewige wonings mag ontvang.
Dus wat moet ek nou mense begin bribe om Christene te word? Wat gaan hier aan? Wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê, vir die wêreld is geld 'n baie onheilige ding. Hulle aanbid dit. Dis Mammon. Mammon was die god van geld. Hy sê vir julle, moenie daarom wegstap en sê, ek gaan niks met geld te doen hê nie. Doen jou werk, en soos jy dan jou mammons insamel, dan gebruik jy hierdie oneerlike geld. Hy sê nie, jy moet oneerlik wees nie. Hy sê, geld is 'n oneerlike stelsel. Maar as ek eerlik werk, en ek kry oneerlike geld, wat doen ek? Maak vir my vriende. Dit klink lekker. Dit praat nie oor koop drankies by die bar nie. Dit sê, gebruik my geld om Christelike vriende te maak. Om mense wat nie die Here te ken nie, in te trek in hierdie vriendskap van Christendom in. Hoekom? Sodat eendag as ek sterf, en hulle het voor my gesterf, dan ontvang hulle my in die hemel in. Kan jy dink daai dag, as jy instap in die ewigheid in, en jy sien al die mense, in wie se lewe jy 'n rol gespeel het, dat hulle tot redding gekom het. En jy het jou geld gebruik om dit te doen. Jy het jou geld gebruik om op 'n sending tour te gaan. Jy het jou geld gebruik om armes te ondersteun. Dan dis wat hierdie vers beteken. My geld gee my geleenthede om mense na Jesus toe te lei. Sodat ek eendag saam met hulle in die enige ewigheidswonings kan ingaan. Nou hierdie, weer eens is baie toepaslik vir waar ons trek, want ons dink daaraan om 'n nuwe leraar te beroep. 'n Nuwe leraar vereis 'n gemeente wat getrou is om geld te gee. Hier kom 'n man met sy vrou en sy 2 kinders, en hy vertrou sy lewe, sy finansiële, sy sorglewe aan die kerk toe. Sodat hy kan wegtrek van sy familie af, hier vir hom 'n blyplek kan kry, en die Here kan bedien sonder om heeltyd vrees oor geld te hê. Daar's 'n hartseer neiging in party kerke dat ons die leraars moet arm hou. Is die enigste manier wat hulle nederig gaan wees. Ons ken hierdie ouens. Ons beter hulle arm hou. Hulle moet lei dat hulle leer om van Jesus afhanklik te wees. Nou natuurlik is die doel nooit dat leraars ryk moet word nie. Dit is 'n groot probleem in die wêreld. Die doel is dat leraars moet genoeg verdien sodat hulle werk goed kan doen en nie wonder oor hoe hulle aan hulle familie se behoeftes gaan voldoen nie. 1 Korintiërs 9 vers 14 sê, so die Here ook bepaal dat hulle wat die evangelie verkondig, uit die evangelie moet leef. Dit moet nie nodig vir hom wees om tussen 9 en 12 in die aande 'n tweede werk aan te vat, omdat hy nie sy familie se kos kan voorsien nie. Dis moenie nodig wees vir hom, vir sy vrou om 'n ekstra werk te vat, omdat hulle nie einde van die maand hulle dinge kan betaal nie. Nou natuurlik, as sy wil kies om te werk, is dit haar keuse. 'n Goeie vers wat dit alles opsom is 2 Korintiërs 8 vers 13 wat sê, dit beteken nie dat ander verligting kry en julle swaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. So die doel is nie dat die kerk so arm moet word, want hulle gee al hulle geld vir die pastoor, en die pastore lewe lekker nie, en dit moet ook nie wees dat die mense al hulle geld hou, en die pastoor kry so swaar nie. Hy sê daar moet ewewig wees. Waar jy lewe, die pastoor moet ook daar kan lewe. Hy moet ook kan winkel toe gaan kos koop. Hy moet ook sy huur kan betaal. Dis die doel. Ons gaan terug na ouderlinge toe. Ouderlinge wat 'n liefde vir geld het, trap gewoonlik in 'n struik om die kerk te gebruik vir hulle eie doeleindes. Om ryk te word deur die kerk. Dit is die voorspoed evangelie, die prosperity gospel. Daar's 'n ou van 'n paar jaar terug, sy naam is Robert Tulton gewees. Hy was een van hierdie vooraanstaanders, TV-evangeliste, rykdom, en toe wat hulle het een keer 'n onderhoud gevoer met iemand wat saam met op universiteit was. En hierdie ou vertel toe dat hy en Robert het gesit, en hulle het gesê, wat is die maklikste manier om geld te maak? Om 'n prokureur te word? Nee, dis baie werk. Medies? Nee, dis nog meer werk. En toe kom hulle tot die besluit, die maklikste manier om geld te maak, is om 'n TV-evangelis te word. En dis hoekom Robert Tulton toe teologie gaan swat het, en 'n TV-evangelis geword het. Dat hy ryk kan word. En hierdie dinge gaan steeds voort. So dis baie, baie belangrik om seker te maak dat ouderlinge nie deur geld gedryf word nie. Pastore, en weer eens almal, maar veral die leiers van die kerk. Wat hulle doen moet tot voordeel wees van die koninkryk. So in gevolgtrekking,
Geld is nie die probleem nie. Geld is nie sleg nie. Maar geld kan jou sleg maak. Geld kan die ding wees wat my afgod word, sodat ek opgee op my vertroue op die Here, my liefde vir die Here, my liefde vir die mense, omdat ek hierdie ding najaag. Vir Christene is geld 'n byproduk. Dit is nie waarop ons fokus nie. Ons fokus op wat die Here my geroep het om te doen. Ons fokus is op hoe ek moet versorg, die geld wat ek het, hoe gebruik ek dit vir my eie familie, vir die koninkryk. As jy daai tipe dinge begin aanleer, dan raak geld vir jou 'n bysaak, waar jy al hoe minder in vrees lewe, want jy begin al hoe meer sien hoe die Here vir jou sorg. Daai dag wat ek niks gehad het nie en ek nog steeds vir my buurman 'n stukkie brood gegee, was daai dag wat die Here meer gesorg het. Meer gesorg het. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie dat U woord soveel sê oor geld. Want ek dink as ons alleen gelos was, sou ons in soveel strikke getrap het, soveel dinge verkeerd gekry het. Maar U leer vir ons hoe om hierdie strikke te vermy en om U in goedheid en in vrede en in vreugde te kan volg. Here, help ons om nie 'n liefde vir geld te hê nie, maar om ook nie dwaas met geld te wees nie. Help ons, leer ons daai wysheid van U voorsien, ons moet hard werk, en dan kan ons aan ander voorsien. Here, dankie dat U sorg. Dankie dat U sorg selfs daardie kere wat die bankrekening leeg is. Dankie dat U sorg selfs daardie kere wat die bankrekening vol is. En Here, so help ons al hoe meer om onsself te verloon, ons kruis op te neem en U te volg. En om te moet besef, dis waaroor die lewe gaan. Nie die najaag van geld nie. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesu, Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.